Okay, so vanoggend se tema vir die preek is 'n lewende verhouding met God. En ons kyk na 3 aspekte waarop ons moet let om te verhoed dat ons verhouding met God vervlou. So ons gaan lees in Markus 7 vers 1 tot 23. Vanaf vers 1. En die Fariseërs en sommige van die skrifgeleerdes wat van Jerusalem af gekom het by hom saamgekom. En toe sommige van sy disippels met onrein, dit is met ongewaste hande sien brood eet, het hulle dit afgekeer. Want die Fariseërs en al die Jode eet nie as hulle nie deeglik hande gewas het nie, omdat hulle vashou aan die oorlewing van die ou mense. En wanneer hulle van die mark kom, eet hulle nie as hulle nie gewas het nie. En baie ander dinge is daar wat hulle aangeneem het om te onderhou. Die wassery van bekers en kanne, en kopergoed, en bedde. Daarop stel die Fariseërs en die skrifgeleerdes om die vraag: waarom wandel die disippels nie ooreenkomstig die oorlewering van die ou mense nie, maar eet brood met ongewaste hande? En hy antwoord en sê vir hulle: tereg het Jesaja oor die hele geveinsdes geprofeteer, soos geskrywe is: hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Want terwyl julle die gebod van God nalaat, hou julle aan die oorlewering van mense vas, die wassery van kanne en bekers en ander dergelike dinge. Van dieselfde aard doen julle baie. En hy sê vir hulle: julle verstaan dit goed om die gebod van God op sy te sit, en so julle oorlewering te onderhou. Want Moses het gesê: eer jou vader en jou moeder, en hy wat vader of moeder vloek, moet sekerlik sterwe. Maar julle sê: as 'n mens aan vader of moeder sê, enige voordeel wat u van my mag geniet, is korban, dit is 'n offergawe, dan laat dit julle hom nie meer toe om iets vir sy vader of sy moeder te doen nie. So maak julle dan die woord van God kragteloos deur julle oorlewering wat julle bewaar het, en dergelike dinge van dieselfde aard doen julle. En hy het die hele skare na hom geroep en verder gesê: luister almal na my en verstaan, daar is niks wat van buite af die mens ingaan wat hom onrein kan maak nie, maar die dinge wat hom uitgaan, dit is die dinge wat hom onrein maak. As iemand ore het, laat hom hoor. En toe hy van die skare af in die huis gekom het, vra sy disippels hom oor die gelykenis. En hy sê vir hulle: is julle ook sonder verstand? Begryp julle nie dat alles wat van buite af in die mens ingaan, hom nie onrein kan maak nie, omdat dit nie ingaan in sy hart, maar in sy maag. En dit gaan in heimlikheid uit en maak al die voedsel rein. En hy sê, wat uit die mens uitgaan, dit maak hom onrein. Want van binne, uit die hart van die mense, kom die slegte gedagtes: egbreek, hoerery, moord, diewery, hetsig, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al die booshede kom van binne uit en maak die mens onrein. Tot sover. So, kom 'n bietjie met 'n interessante benadering tot hierdie teks. Wanneer ons iemand liefhet, is wat daardie persoon se behoeftes, wat daai persoon wil hê, lê jy na in die hart. Nou, vir ons as getroues, dink so 'n bietjie terug aan toe jy jou lewensmaat net ontmoet het. Die verhouding is jonk, dit het pas begin, en jy is opgewonde om daardie persoon te sien. Dink 'n bietjie terug wat vir jou belangrik is, en wat vir jou eggenoot of daai tyd nog dalk nie getroud nie, maar wat die persoon aan wie jy aangetrokke is, wat vir hom of vir haar belangrik is. En dink hoe jou hart opgewonde geraak het om daardie persoon te sien. En hoeveel ons 'n behoefte gehad het om by daardie persoon te wees.
by jou eggenoot, of jou aanstaande eggenoot. Daar het hy dalk nog nie geweet as gaan trou nie, maar sommige van ons weet, sommer van die begin af. Ek kan onthou toe ek my eggenoot Marita vir die eerste keer gesien het. Ek kan dit soos vandag toe nog onthou. En ja, ons verhouding het so 'n hele paar maande aangegaan, en toe ons begin mekaar leer ken het, en bietjie in 'n nadere verhouding te kom, moet ek sê, ek kan eintlik vir my seun sê, moenie my voorbeeld volg nie, want ons het 2 weke uitgegaan toe word ons verloof, en toe vra ek ouers, en ek moet sê, ek het baie respek vir haar pa, vir my skoonpa, want uit sy vertroue in haar oordeel, het hy gesê, dis eggenoot goedgekeur, en ons is omtrent 4-5 maande later is ons getroud, en ons is vandag dan nog saam, so ek wil die Here loof, en wat 'n voorreg is dit om getroud te wees. En ons verhouding met mekaar is baie spesiaal, en as ek sê ons verhouding is elkeen van ons wat hier so sit, met ons eggenote, en ons koester dit, soos 'n saamhouer word. Maar ons het ook 'n ander verhouding, wat eintlik meer spesiaal is, en dis ons verhouding met God. En as individue, koester ons, en ons groei ook, in ons verhouding met die Here. So in vanoggend se diens, is 'n paar aspekte wat ons gaan kyk na, want die ding is soos met elke verhouding, gaan dit koel 'n bietjie af, dan gaan dit weer 'n bietjie op, en God wil eintlik hê dat ons verhouding met hom aan die brand is, elke dag aan die gang is, en ons hom dien, en met hom wandel. So daar's 3 aspekte wat ons moet kyk om te verhoed, dat ons verhouding met God 'n bietjie vervlou of afkoel. Nou die voorbeeld wat ons hierso het, is waar Jesus met die Fariseërs gepraat het, en hy het gesê, so die volk van Israel, eer julle my lippe, myne harte is sterf my al weg. En hy het spesifiek met hulle gepraat daaroor, om hulle te wys wat eintlik belangrik is. Dit gaan oor mense hart. So, en hulle het gesê, hulle onthou die gebooie van mense. Nou wat baie interessant is, soos ons uitreik werk doen, ons klop aan deure, en ons hoor by mense, glo hulle in Jesus Christus, en ken hulle die Here. En baie keer kom ons op ateïste af, en mense wat agnosties is, maar veral met ateïste, dat wanneer ons met hulle praat, en sê maar, waarom stel nie belang nie, dan sê hulle maar, is dit 'n klomp reëls wat mense nakom, en hulle wil nie daai klomp reëls nakom nie. Daar's 'n wet, en hoekom moet jy die wet nakom? Hulle is geen begeerte nie, hulle wil die lewens lewe soos hulle leef. Ons het met een ou, ek dink 2 of 3 keer gesit, en Daniel was een keer saam gewees, en dis baie interessant hoe hardkoppig mense kan wees, want hulle dink om met God 'n verhouding te hê, is net om 'n klomp reëls na te kom. Wat hulle eintlik mis, is die waarheid, en dis dat God eintlik begeerte in ons hart het. Hy wil met ons 'n verhouding hê. 'n verhouding is kosbaar is soos ons verhoudings met ons eggenote, selfs meer kosbaar. En daarom het God dit moontlik gemaak, dat ons dit kan doen. Want die ding is, God is heilig. Daarso is geen boosheid in God nie. En daarom het hy die wet daar gestel. Hy sê, as ons met hom 'n verhouding wil hê, dan moet ons sy wet nakom. Ons moet heilig wees soos hy is. Want ons kan slegs met God 'n verhouding hê, as ons heilig is, soos hy is. Sonder dit is dit onmoontlik om God te dien. En daarom het hy die 10 gebooie gestel. En Israel het met hulle lippe God gedien, maar hulle hart was nie daar nie. Want Jesus het 'n bietjie verder gaan vra wat by aarde toe kom. Want hy het gesê, en natuurlik ons manne, kan word soms skuldig gevoel, waar hy sê, as jy net vir 'n vrou kyk, en jy dink en jy begeer, dan het mens die gebod van egbreek oortree. En net as ons kwaad raak vir iemand, dat mens maar 'n persoon bykom, dan is moord gepleeg. En wie van ons het nie alleen vertel nie?
So, God het sy wet daar, sy standaard daar gestel. En uit ons eie uit, kan ons dit nie hou. En God weet dit. So hierdie klomp reëls, is eerstens, wat God daar gestel het, nie mens gemaak, dit is God wat daar stel. Maar die rede is, nie omdat ons dit nie kan nie, verwag God nie dat ons dit nou gesê nakom in die sin van om redding te verkry nie. God wil hê ons moet nakom, ja, want hy wil hê die verhouding moet groei. Hy wil hê ons moet daardie vreugde en blydskap ervaar wat daar in verhoudings is. Daai spesiale gevoel, daai spesiale vertroue in die Here is baie kosbaar. Maar tussen ons en God is sonde. Ons het verkeerde dinge gedoen, almal van ons. En in die evangelie wat ons in die Bybel kry, wat ons vertel van God se oplossing hiervoor, sy seun Jesus Christus, sê God of deur Paulus in Romeine, sê almal het gesondig en ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Daar is niemand wat regverdig is nie. So as ons aan die heerlikheid van God ontbreek, dan kan ons tegnies nie na God nader nie. Ons kan nie in God se troonkamer kom nie. Ons sal vernietig word. In 'n eensklaps. So, God het ons lief, en daarom het hy plan gemaak aan sy kant. Hy sy seun Jesus Christus vir ons gestuur om namens ons die straf te dra, sodat ons na hom toe kan kom in vrede. Om vrede met God hê. Dis iets wat daardie ateïs nie verstaan nie. Hy verstaan nie wat dit beteken is om ware vrede met God te hê nie. Want Jesus Christus my sonde betaal van my geboorte af tot eendag wanneer hy doodgaan. Of as hy ons kom haal in die hemel te neem, deur die weggaan te neem. Jesus het vir al daai sondes betaal. Dit wat ek gedoen het en dit wat ek nog gaan doen. Daarom kan ek volkome vrede hê, dat ek hoef nie bekommerd te wees of ek gaan wegval in geloof en of ek ongered gaan word nie, maar Jesus vir alles betaal het. Nou, wat gebeur is, wanneer ons hierdie evangelie aan mense bring, ons spreek ja, ons is getrou, ons deel die evangelie, ons vertel mense van Jesus Christus en wat hy in ons lewens doen, hoe ons vrede met God kan hê, en hoe ons kan uitsien na die dag om vir ewig by hom te wees in die hemel. Maar gelukkig is die Heilige Gees ook daar. Wanneer ons getrou is en ons deel die evangelie, kom die Heilige Gees en hy spreek daardie persoon aan. Net soos hy ons aanspreek het. Want toe ek deur die evangelie gekonfronteer het, en ek nie daar my hart vir julle gegee nie. Dit was in die middernag wat die Heilige Gees met my kom wakker wik het, sê hoor ek wel. Hier is ons probleme, want jy kan nie na God, ek kan nie na God toe gaan, so het hy met my gepraat, deur my gedagtes, deur bekommernis in my hart te plaas, dat ek sy redding nodig het. So, die eerste ding wat ons moet doen om te let, dat ons verhouding nie vir God vervlou nie is, om seker te maak dat ons gered is. Het u na God gegaan? Het u met God gepraat en erken dat ons sondaars is en dat ons nie na hom kan gaan nie? En dat ons sy redding nodig het om na hom toe te kan gaan? En glo ons dat Jesus Christus betaal het vir ons sondes, vir elke ene, en dat hy volkome ons kom sterf het, sodat ons by God kan wees. So, soos die Heilige Gees ons konfronteer, en ons erken dat ons dit in hierdie posisie is, en verstaan en glo dat ek in die posisie is. En dan sê Here, help my. Dis dan, wanneer 'n wonderwerk gebeur. Nou by CMI, leer ons natuurlik baie detail van hierdie wonderwerk.
Want Dr. Vrugtemaal met meer as 30 bladsye net oor redding. En dis een van, ek dink hy 3 leringe. En een is die 10 aspekte van redding wat die mens tot geloof kom. En dis besonder om dit te lees. Nou, ek gaan net 'n paar van hierdie aspekte net uitlig. Nie deur alles te gaan nie, anders sal ons meer as 1 preek nodig hê. Maar een is dat God se Gees in ons kom bly. Ons word wedergebore. Want soos die ateïs was ons dood vir die Here Gees. Ons kan nie die Here behaag nie. Ons kan nie bly maak. Ons kan nie gelukkig maak nie. Wanneer ons erken dat ons sy redding nodig het en glo, dis wanneer God met sy Gees in ons kan bly. Permanent, hy is in ons. En ons word, hy maak ons 'n nuwe skepsel. Wat gebeur dan? Hierdie verhouding begin dan. Hierdie intieme persoonlike verhouding. En wat dan gebeur is, God los ons nie alleen nie. Hy kom leer ons. Hy kom leer ons sy Bybel. Hy kom leer ons om hom te leer ken. Hy leer dit deur die skepping, met 'n wys hoe groot en almagtig hy is, en hoeveel duisende sterre en planete, en hoe groot dit is, en hoe groot die aarde selfs is, en hoe wonderlik is lewe. En die mensdom kan met artificial intelligence maar probeer, dit sal net 'n stuk blik bly. Ek dink aan slim raak, om goeders te redeneer, maar daar is nie die idee nie. God skep lewe. En deur sy woord, deur die Bybel, dat ons kan openbaar dat ons sondaars is en dat ons die redding, sy redding nodig het, die evangelie. En natuurlik leer ons om hom te ken. Hierdie wet wat hy ons gegee het, is dit maar net 'n stel reëls wat nakom? Of is dit wat God vir ons beskik het om te groei, om hom beter te leer ken? En wat gebeur in verhoudings? Hoeveel blydskap en vreugde is daar wanneer ons mekaar leer ken op 'n baie intieme vlak. En so wil God hê ons moet hom ook leer ken op 'n baie intieme en spesiale vlak. Iets wat vir my te moeilik is om te beskryf hoe dit is om met God te wandel. En God wil hê ons moet met hom wandel. En natuurlik, soos hierdie verhouding groei en ontwikkel, kom die Heilige Gees en hy verander ons, sodat ons soos Jesus word. Hy verander ons na die beeld van God, soos ons in Romeine 8 lees. Dit is sy doel. En wanneer ons word soos Jesus Christus, nou dink 'n bietjie, hoeveel keer het Jesus Christus gebid en met die Here, met die Vader gepraat toe hy op aarde was? Hy het deur die nag gebid. Hy het in die oggend vroeg gaan hy na die waterplek sê, dis nou tyd ek met die Vader praat. En hy het daai spesiale tyd gemaak. En so is daar 'n kosbare verhouding tussen Jesus en die Vader. En natuurlik die Heilige Gees ook. Dis iets wat vir ons moeilik is om te verstaan, maar God maak dit moontlik. Net as ons kyk na Jesus gebed vir ons in Johannes 17, dat hy gebid het, hy het eerstens vir sy disippels gebid, dat hy en die disippels een mag wees, soos hy een is met God die Vader. En hy nie net vir hulle gebid nie, hy het vir ons ook gebid, dat ons ook een mag wees met God, en so groei in ons verhouding met hom. En dit is regtig baie spesiaal. So dit is belangrik om te weet dat ons daardie verhouding het. As jy nie in so 'n verhouding is met die Here nie, dink na oor die posisie in terme van sonde, dat het onmoontlik is om 'n verhouding met die Here Jesus Christus te hê, onmoontlik is met God die drie eenheid, God Vader en Seun, en is een God, om met hom in 'n verhouding te wees, om met hom daardie gemeenskap te ervaar, om met hom in die lig te wandel, om
daai vreugde en blydskap wat daar in 'n verhouding is, om daardie spesiale vreugde en blydskap en vrede te ervaar. Want as mens in 'n huisgesin kom waar die verhouding nie goed is nie, dan is dit nogal eintlik spannend. Dit is nie lekker om dan huis toe te gaan nie. En verhoudings lei skrikbreuke, veral vandag se wêreld wat vervalle is. Maar dis nie wat God wil hê nie. God wil hê dat ons as mans en vrouens in ons huwelike by mekaar moet wees tot ons gaan in die hemel. Dis nie God se wil dat ons huwelike verbreek kom nie. En net so is dit sy wil dat ons verhouding met hom groei en dat ons daardie blydskap het wat Jesus Christus gehad het, soos hy met die Vader in gemeenskap was. Daardie spesiale verhouding bly nie. Die tweede punt is, laat ons na om die Bybel te leer. Met ander woorde, dit wat belangrik is vir God. Ons het nou gehoor daar's wet, maar die wet is eintlik daar om ons te leer om God te ken. Laat ons na om God te leer ken. Ons met ons eggenote wil graag weet wat hulle behoeftes is. En daarom doen ons moeite om uit te vind. En ons help graag in die huis. Dit is lekker om te weet wat jy hand vind om te doen, dit doen ons. As klere gestryk moet word en die huishoudlike druk raak bietjie baie, kinders kan nogal bietjie woelig raak, dan is mens eggenoot ook daar met help. En so help ons mekaar. En God wil hê ons het hom leer ken, en in die Bybel om hom te leer ken. Prys die Here daarvoor. Dinge net as die Bybel nie daar was nie. Hoe sou ons God leer ken in 'n taal wat gespreek is? En natuurlik het hy nie net die Bybel gegee, hy het die Heilige Gees gegee in ons, soos ons nou geleer het vir wanneer ons wedergebore word en die verhouding begin, het hy sy Gees in ons gegee om ons te help om die Bybel te verstaan. Die Bybel is baie eenvoudig geskryf. Mense maak dit net kompleks. Val sommige kweekskole en leraars en so. Maar die Bybel is eintlik baie eenvoudig. Is geskrywe vir ons om te verstaan. En die Heilige Gees is in ons om ons te leer en om te leer om te verstaan waar ons staan. So natuurlik dat God het ons lief net soos ons is. Dit is baie interessant. Dis wat Max Lucado sê. Is God het ons lief net soos wat ons is. Maar hy sal nie toelaat dat ons so bly nie. Ek herhaal, God is lief net soos ons is, maar hy sal nie toelaat dat ons bly soos ons is nie. Hy sal ons verander. En God maak moeite met ons om ons te verander. So God bly nie onaktief in ons verhouding nie. Hy kom natuurlik om ons af en toe bietjie te dissiplineer en deur 'n moeilike tyd te plaas. En veral as ons nalat om sy woord te leer, die Bybel te leer en ons verder bietjie verkoel, dan kom hy na ons toe. En omdat ons lief het, tugtig hou soms, net om ons weer terug te bring. Hy begeer ons eerste liefde. Daai toewyding toe ons pas gelowig geword het. Toe ons die Here se redding aanvaar het, toe die Heilige Gees in ons gekom het. Daai vreugde, daai blydskap. Hy wil hê ons moet gelukkig en bly en vol vreugde wees. En daai opgewondenheid om hom te leer ken deur die Bybel. Hy daai begeerte, hy wil hê ons moet groei. En so meer word soos hy is. Hy het vir ons die voorbeeld in sy woord kom stel om te groei. En wanneer ons daardie eerste liefde verloor het, nou God het dit beskik dat daar in Openbaring geskrywe word oor hierdie eerste liefde. Hy het aan die gemeente van Efese geskryf en dis in Openbaring 2 vers 1 tot 5. Lees ons. Skrywe aan die engel van die gemeente in Efese. Dit sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars.
ek ken jou werke, en jou arbeid, en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het, wat sê dat hulle apostels is, en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het, en dat jy verdra het, en lydsaamheid besit, en terwille van my naam gearbeid het, en nie moe geword het nie, maar ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan, waarvan jy uitgeval het, en bekeer jou, en doen die eerste werke, anders kom ek gou na jou toe, en sal jou kandelaar aan sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. Nou hier kandelaar verwyder is nie, dat ons redding verloor nie, nee, dit is die gemeente van Efese in daardie posisie. So as ons vandag gaan kyk, is daar nog 'n gemeente in Efese, wat hierdie gemeente is. Die derde punt is, maak ons die woord van God kragteloos. Nou pas op dat tradisies en ons eie reëls of reëlings ons verhouding met God vertroebel. Nou, soos ons nou gelees het in Markus 7, en die Fariseërs, Jesus het gesê, God se wet sê eer jou vader en moeder, maar hulle het nagelaat deur te sê, hulle offergawe is korban. Nou wat korban is, wat die Jode daai tyd gedoen het, is 'n toewyding wat hulle gedoen het om hulle inkomste aan die tempel te wy. Dit is amper soos om te sê, Here, ek gee soveel bedrag per maand, ek maak daai belofte daarso. En ek was al in 'n kerk gewees waar gesê, skryf jy belofte neer vir wat jy gaan gee. Wat nogal interessant is, ek moet ook net gedoen het. Maar dis presies wat die korban is. Ek maak my belofte en ek gaan dit gee. En dan het hierdie Fariseërs dan gesê, hierdie geld is geoormerk vir die tempel. So ek kan nie my moeder, my vader, my pa en ma, kan ek nie help as hulle in die moeilikheid is nie. Want hierdie gaan enkel. En so word die gebod van God word dan veronagsaam, dat hulle nie hulle vader en moeder geëer het deur hulle te help met hulle finansies nie. Want ons ouers raak ouer en hulle het hulp nodig. In daardie spesifieke geval was dit met die Fariseërs. Wat natuurlik interessant was, die vraag is, het hierdie Fariseërs tog hulle belofte aan die einde van die dag nagekom? En Jesus het na hulle gekyk en hulle tog nie nagekom nie. Hulle was geveinsdes, hulle skyn heilig. Dis eintlik die moderne woord vir geveinsdes. Ons lees mos uit die ou Afrikaanse vertaling uit, so veral van ons jong manne wat geveinsdes is, dis skyn heilig is. So hulle het nie nagekom nie. En natuurlik het Jesus verwys uit 'n kort gelykenis vertel, wat eintlik maar net 'n instruksie is, wat sê dit is nie dit wat die mond ingaan, wat 'n mens onrein maak, maar dit wat uitgaan. Dis die hart. So, hierdie reëls en tradisies van nie dit eet nie, doen dit, doen dat, kan selfs in ons gemeente insluit. Hoe ons, bijvoorbeeld wat ons sing, ons het ons middele wat ons gebruik, ons het nou nie 'n hele show met rook en gitare, dromme en al die goed nie. Ons het, ons doen wat ons doen, ons met dit wat die Here vir ons gegee het. En ek prys die Here dat ons opnames het. Maar dit kan ook wees, wie hierso preek, dis belangrik om Bybels te preek, maar het ons voorkeur wat baie keer tussen ons kom en dit wat God wil hê. Dit is lekker om in gewoontes te kom, want ons is mense wat van gewoontes hou, ons is wesens wat hou van gewoontes. Maar ons het waak dat daardie gewoontes en daardie tradisies nie tussen ons en God kom nie. En meeste van dit is buite Bybels. Ek is baie spesifiek tot hierdie gemeente. Ander gemeentes het, en sommige ander denominasies het baie van dit,
wat nie in die Bybel is nie. Soos byvoorbeeld wat hulle nou sê, die doop is 'n nuwe verbond. Die doop is nie 'n nuwe verbond nie. Die nuwe verbond is God het op ons harte sy wet kom plaas. Dis die nuwe verbond. So kom dit buite Bybelse goeders. So het ons dan baie vriende en familie wat in ander gemeentes is, waar daar baie van die mensgemaakte reëls is. En dan so om dit tussen ons en God. So ons waak teen. Ons moet ywerig wees vir die Here om te groei, om te leer ken in sy woord en daai intimiteit met God te ervaar, om dit daagliks te doen en daagliks met hom te wandel. Hoe begin ons oggend in die dag, ons dag in die oggend? Daai spesiale tyd met die Here wat ons dan moeite maak daarmee. So in hierdie gedeelte as ons verder lees, vind ons praktiese voorbeelde van uitwerking met die verhouding, met die mense se verhouding met God. Nou dis in die 2 wonders, so julle kan hou daarso waar julle Markus 7 het. So ek gaan verder lees in vers 24. Okay, vers 24. En hy het opgestaan en daarvandaan na die gebied van Tyrus en Sidon vertrek. En toe hy in die huis gegaan het, wou hy nie dat iemand dit sou weet nie, maar hy kon nie verborge bly nie, want 'n vrou wie se dogtertjie 'n onreine gees gehad het van hom gehoor en gekom en voor sy voete neergeval. En sy was 'n Griekse vrou, 'n Sirofenisiese vrou van geboorte. En sy het hom gevra om die duiwel uit haar dogter uit te dryf. Jesus sê vir haar: laat eers die kinders versadig word, want dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en vir die hondjies te gooi nie. En sy antwoord en sê vir hom: ja, Here, maar die hondjies eet darm onder die tafel van die kinders se krummels. En hy sê vir haar: ter wille van hierdie woord kan jy gaan, die duiwel het uit die dogter uitgevang. En toe sy huis toe gaan, vind sy dat die duiwel uitgevaar het en haar dogter die bed lê. En dat ons die genesing van die doofstom in Decapolis, vers 31. En hy weer uit die gebied van Tyrus en Sidon vertrek en na die see van Galilea gegaan, deur die gebied van Decapolis. Toe hulle na hom 'n dowe swaar praat en smeek hom om hom die hande op te lê, en hy neem hom op sy weg van die skare en steek sy vingers in sy ore en spuug en raak sy tong aan. En nadat hy opgekyk het na die hemel, sug hy en sê aan hom: Ephata, dit is, gaan oop. En dadelik het sy ore oopgegaan en die band van sy tong losgeraak en hy het reg gepraat. En hy het hulle beveel om dit aan niemand te sê nie, maar hoe meer hy dit beveel, hoe meer hulle dit verkondig. En hulle was uitermate verslae en het gesê: hy het alles goed gedoen, die dowes laat hy hoor en die stommes laat hy praat. So het ons voorbeelde van hoe mense aangeraak is deur God. Die vreugde en die blydskap van genesing. Die vreugde en die blydskap van ons genesing van sondes. Nou God begeer 'n persoonlike en intieme verhouding met hom. Hierin lê iets wat baie kosbaar is, naamlik ons heiliging. En dat ons sondes 'n besonderse vrede met hom, dat ons met hom kan leef, en dat hierdie vrede mense se verstand oorgaan. Dis baie besonders, en daardeur kry ons onbeskryflike vreugde. So 3 dinge waarna ons kyk. En wat ons verhouding van God met God kan laat vervlou. Dit is mensgemaakte reëls en
Ons moet natuurlik vra, is dit die reëls wat ons na God toe dryf, of is dit die redding wat ons ontvang het? Maak seker van die redding, dat jy in 'n verhouding met die Here staan. So eers moet die verhouding daar wees. Tweedens, hou vas in die eerste liefde. Het ons nagelaat om die dinge te doen, net ons gelowige word. Keer terug daarna, soos wat daarso in aan Efese geskryf word. Doen weer die dinge van die begin, toe ons tot geloof gekom het. Wees opgewonde. Maak moeite met die Here om met hom tyd te spandeer. En dit is 'n woord om hom te leer ken, soos wat ons in gebed na hom toe gaan. En derdens, pas op, dat tradisies en reëlings ons verhouding met hom gaan vertroebel. So dis die 3 dinge. So my aanmoediging is ter die week, dink na oor jou redding, en as jy gered is, wandel met God, wees opgewonde vir hom. Hy het ons baie lief. Hy gee ons die vermoë om lief te hê. Sy Gees is met ons, ons is nie alleen nie. Hy gee ons die vermoë om lief te hê. Tot sover. Ons gaan 'n gebed na hom, en dan sal ons afsluit met gesang. Ons hemelse Vader, hoe wonderlik is dit om te weet, Heer, dat ons nie 'n stel reëls hoef na te kom om gered te word nie, om U te bevredig nie. Ons hoef U te bevredig om in 'n verhouding te kan kom nie, Heer, want dit is alles op grond van dit wat U Seun gedoen het. Dit is alles wat U gedoen het, wat dit moontlik maak om na U toe te kom. Wat dit moontlik maak om 'n spesiale verhouding te hê, wat gekenmerk is met intimiteit, met vreugde en blydskap, met vrede met U, met te wete, Heer, dat U altyd daar is, maak saak wat gebeur nie, al gaan ons deur moeilike tye. Met vrede dat ons by U in die hemel gaan wees, wanneer ons sterwe. Met vrede, Heer, dat ons niks hoef te doen om U liefde te verdien, Heer. Want U het ons lief net soos ons is, Heer. U liefde verander nie. U liefde verkoel nie. Dis net ons eie gebrek, Heer, aan ons toewyding aan U, om terug te keer na daardie eerste liefde toe, wat ons gedagtes weg van U afdra. Dan voel ons skuldig, Heer, en dan wil ons nie na U toe kom nie. Heer, help ons om te verstaan, dat ons enige tyd na U toe kan kom. U sê ons in die woord, dat as ons sondes bely, dan is U getrou om ons van ons sondes te vergewe, en van alle ongeregtigheid te vergewe. Wat 'n wonderlike wete is dit, Heer, dat ons na U toe kan kom, in ons verhouding, want Heer, toe U ons gered het, het U ons verander, het in ons kom bly. Ons is mense wat nog moet groei in daardie verhouding, en daarom maak ons nog foute ook, Heer, en kom ons U te na, en wil ek U dank, Heer, dat ons altyd kan terugkom, en U is altyd daar, en dat U begeer om met ons daai verhouding te hê, daai blydskap te hê, Heer. Ek wil U dank daarvoor. Wil U ons help om te waak, Heer, dat ons persoonlike voorkeure en soms gemaksigtigheid en ons eie reëls, Heer, in die pad kom van ons verhouding met U. Dat ons verhouding dan so vertroebel, Heer, dat ons nie meer daai vreugde en blydskap het nie, dat ons geloofslewe soms maar net 'n siklus word van tikboksies wat ons tik net om sê, ek het dit gedoen, ek het dat gedoen, ek is okay, maar ons mis uit op hierdie spesiale vreugde en blydskap in ons verhouding met U. Help ons, Heer, om getrou te bly. Help ons om te groei. Groei in U, groei in U liefde, Heer. Ek wil U dank, Heer, vir elkeen wat U is, Heer. U is wonderbaarlik, en aan U kom die lof en die heerlikheid. Dit bid ek in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Ons gaan ons laaste lied sing.